Gek oor haar eie Afrika, onder episode 104. Wanneer die rubberdak begin dryf, spring Sergio by die man in die boot. Die klein buiteboord engine kry lewe en die bootjie beur met hulle twee dieper waters in. Die man wat die stuurstang beheer, sy oë is wild en vasgenaal op die skuite wat daar dieper in die water lê. Maar voordat hulle die plek bereik, kom die duikers op. Hulle laai iets in een van die bote en toe klim hulle terug en die klomp begin uit mekaar spat. Wat gaan aan? Roep die man wat die dak bestuur uit. Dit lyk asof hy oorboord kan val of spring. Om een of ander rede is hy ook in 'n toestand. Miskien het hy vir Lea na die water sien stap. Sergio sukkel oorent en gaan druk die man neer. Sit meneer, jy gaan omval of inval. Ons kan nie met nog 'n verdrinking sit nie. Maar die man skree asof die vaartuie om hulle hom sal kan hoor. Stop asseblief, praat met my. Wat gaan daaraan? Kon julle iets kry of sien? Die man probeer om die eerste bote voor te keer. Hy hou 'n arm in die lug, maar hulle snel verby. Op 'n teerpad kan jy feitelik dadelik stop. In die water vat dit langer. Uiteindelik is daar iemand wat ag op hulle ook slaan. 'n Boot wat 'n draai gooi en langs Sergio en die vreemdeling kom inval. Julle kan maar omdraai, teruggaan. Hulle het haar liggaam gekry. Sy het dit nie gemaak nie. Is sy dood? Vra rubberdakman. Ag nee. Natuurlik is sy dood. So dood soos 'n mossie. Wat verwag jy as iemand 'n uur lank onder die water was voordat hulle gekry is? Wag eers voordat jy gaan. Ek het vra, waar is sy nou? Weg saam met die polisie se skuit. Hulle neem haar na die dodehuis. Daar sal sekerlik 'n geregtelike ondersoek moet gebeur en die staatspatoloog sal haar waarskynlik ook moet deurkyk. Sergio voel hoe die ram, die vis en die skyfies in sy keel opstoot en hy kook oor die rand van die dak. Die bestuurder van die boot gee 'n verskriklike vloek vanuit die diepte van sy eie fondasie. Jammer hieroor, steun Sergio, en hy bly sommer so oor die rand hang, want hy is nog nie klaar nie. Die man draai die dak om en jag terug strand toe. Hy ploeg op die sand uit, spring van die boot af en hardloop na 'n bakkie wat daar iewers geparkeer staan. Sergio wou nog vir hom dankie sê. Nou strompel hy maar self uit en gaan sleep die dak 'n end verder van die water af. Net nou vat die see die ding saam as die gety dalk inkom. Hy doen dit instinktief, want sy kop werk glad nie. Iemand kom help en hy sien dat dit Arend Sing is wat stil bygekom het. Wanneer hy oorent kom, is sy pa se arms om hom. Ons het gehoor, ou seun, so jammer. Die vroumense huil stil. Sy ma en sussie kom nader. Hy is omsingel deur mense wat vir hom omgee, maar nog steeds werk sy verstand nie. Jy sal haar moet gaan uitken. Hulle neem haar na die polisiestasie. Ek en Haya sal saam met jou gaan, kom Sylvie tot sy redding. En ek ook. Ons moet terugstap lodge toe om by my kar uit te kom, sê sy pa. Kom Sergio, sit jou een voet voor die ander, praat Sylvie met hom, sympathiek, en hy doen dit. Hy sit een voet voor die ander, en hy begin aanstap. As Lea vandag van hom af weggeneem is, sal hy voortaan soos 'n zombie bestaan, op autopilot. Hy sal lewe, maar iets in hom sal vir altyd dood wees. Hy stamp sy toon, die bloed loop, maar hy voel niks. En dit is reg so, hy wil niks meer voel nie, nooit ooit weer nie. Mika waggel aan die onderkant van die trappe in. Ek hoor oor die radio dat hulle haar gekry het. Haar naasbestaandes mag haar blykbaar by die polisiestasie gaan uitken. Dis reg, ons is op pad, antwoord Sergio se pa en draai na hom toe. Miskien moet jy net eers iets anders gaan aantrek. Ja, miskien moet hy.
Hy het sy oorkooksel van ram en vis in die vlakwater van die see uitgespoel. Nou trek hy sy hemp uit en gooi dit oor een van sy buitestoele van die stelletjie wat daar voor sy woonstel staan. Hy stap met sy kortbroek aan sy lyf onder die buitestort langsaan in en toe was hy homself. As sy mense nie nog daar rond gestaan het nie, daar by hom was nie, het hy al sy klere van hom afgestroop, nakend daar gestaan, soos die dag toe hy gebore is. Wanneer hy onder die stort uitstap, ontsnap 'n moedelose steun uit sy lyf. My woonstel sleutels is seker in die buggy daarbo. Toe maar, ek gaan haal gou vir jou 'n langbroek en 'n handdoek, sê sy pa, sommer van my klere. Dis nie nodig nie, sy woonstel se deur staan dan oop. Het julle vraggies vanoggend hier weggery sonder om die plek te sluit? Dit is nie Herders Retreat, waar alles agter elektriese heininge toegesluit is nie, raas Diego met hom. Hier loop skelms rond, hulle sal jou goed wegdra. Wie gee jou om vir goed, as die vrou in jou lewe weg is? Sy pa vat Diego aan die arm en wys na die trappe wat oploop na die dek. Kom julle, ons gee vir Sergio 'n klein bietjie ruimte. Sergio, maak op jou tyd klaar, ons wag vir jou op die dek. Kom julle ander, die man wil alleen wees. Dankie pa. Sergio weet hoekom sy pa dit doen. Hy sien dit waarskynlik aan hom, dat sy breekpunt naby is, dat hy die deur van sy plek gaan oopmaak en daarna in 1000 stukke gaan breek, wanneer hy Lia se goedjies nog daar saam met syne gaan sien staan. Dit is nie 'n verleentheid wanneer iemand ineenstort van pyn en verdriet nie. Dit verdien net 'n klein bietjie privaatheid, as dit moontlik is. Sergio maak die deur van sy woonstel oop, en toe hy binne is, maak hy dit weer agter hom toe. Hy moker die deur met sy plat hand en sak op sy hurke af. Sy lyf begin ruk, waarna die een kreet na die ander uit hom skeur. Hierdie is die heel ergste ding wat nog met hom gebeur het. Hy is in die hel. Lia was die mens vir wie hy die liefste op aarde was. Hy weet dit nou. Hy prewel haar naam oor en oor. En toe hoor hy hoe iemand sy naam uitroep. Sergio. Vir 'n oomblik raak alles in hom en aan hom stil. Hy kan sweer dat dit Lia se stem is, so onmoontlik as wat dit kan wees. Hy draai stadig om en toe sien hy haar staan, daar langs die bed, met haar hand teen die muur gestit. Haar hare is de mekaar, dit is 'n krans om haar kop. Lia, prewel hy, en toe word alles swart om hom. Sergio, my magtig, moenie dit doen nie. Moenie op my gaan staan en doodgaan nie, jou blerrie ondier. Wat het gebeur? Hy lê uitgestrek op die naad van sy rug op die mat by die deur met Lia wat oor sy bors lê en huil. Hy vou haar in sy arms toe. Lia, dis okay, ek is okay. Maar jy, wat het gebeur en hoe het jy hier gekom? Ek het gery met die buggy. Jy het mos gesê ek moet loop. Jy het gesê ek moet huis toe kom, ek moet die kar huis toe bring. Maar die kar staan daar bo by die kaai. Ek weet, ek het dit daar gaan parkeer, sodat ek nie vir jou mense hoef te verduidelik hoe simpel misoes ek vanoggend was, terwyl jy vir my alles so mooi en so goed as moontlik probeer maak het nie. Ek is so jammer, Sergio. Jy verdien regtig iemand baie beter as ek. Lia, hou op. Ek verdien niemand nie. Maar ek kies vir jou. Hy dop haar om, sodat sy nou op die mat lê, en hy van bo af op haar kan afkyk. Sy hande streel oor haar gesig, haar lyf. Dit is regtig sy is hier by hom. Dit is Lia, en sy leef, en sy is daar by hom in die woonstel. En toe bars
Sergio weer in trane uit. Hy het laas so gehuil, toe sy pa vir hom kom sê het, dat hulle geliefde oupa nie meer met hulle is nie. En voor dit, Sylvester, sy pragtige swart kat, met die wit hartjie op sy bors. En nou huil hy oor Lia, omdat hy gedink het dat sy dood is, dat hy haar verloor het. En nou huil hy harder, omdat sy leef, en sy huil saam, maar duidelik het sy geen idee hoekom hulle huil nie. Maar sy is nog steeds jammer, dat sy haar vanoggend soos 'n snortor gedraai het, sê sy, en hy gegil deur sy huil. Agter hulle is daar 'n sagte klop aan die deur. Kom in, pa, sê Sergio, toe hy sy pa se stem hoor. Hy wil opstaan, maar sy bene is nog steeds te lam. Die deur gaan oop en toe troon sy pa oor hulle. Goeie, genigtig, steun die ouer Martinez. Lia, is dit jy en jy leef? Hoe en wat op aarde is hier aan die gang? Pa, help my asseblief op. Sergio rol om en steek 'n hand na sy pa toe uit, voordat hy gaan sit. Ek is bly julle is albei nog soort van behoorlik, want iets het baie snaaks gelyk toe ek ingestap het, verklaar sy pa. Wat het julle daar op die grond gedoen? Niks, pa, toe ek Lia sien, het alles net swart geword. Ek dink ek het gaan staan en uitpaas. Dit is waarskynlik van skok. Moet ek vir Sylvie of Arend gaan roep? Wil sy pa weet. Nee, dankie pa, ek is alright. Ek sal okay wees. Maar hy is nie, sy hele lyf ruk, en dit is nie net van die koue nie, hy ly beslis aan skok. Al vou Lia hom in een van die badlakens in die badkamer toe, kom dit ook nie reg nie. Sy pa weet darm van suikerwater. Hy stap kombuis toe en kom terug met 2 glase. Dis die slegste goed om te drink as jy voel soos wat hy nou voel, maar Sergio sluk dit gehoorsaam. Ek gaan beslis nie 2 glase hiervan drink nie. Vir wie is die ander een, wil Sergio weet. Vir my, verdomp, antwoord sy pa en slaan dit met 1 teug weg. En toe soek hy 'n stoel om op te gaan sit. Nou moet julle praat, nou beter julle verduidelik. Wat op die aarde het julle 2 vanoggend aangevang en wat presies het gebeur? Niks nie, ons het net nie oor alles saamgestem nie, sê Lia vaag, en vir Sergio lyk sy op daardie stadium soos die kleuter skooldogtertjie, wat die seentjie se suigstokkie in die sandput gaan staan en gooi het, as prins. En hy voel soos daai einste seentjie, wat dit beslis verdien het, want hy het mos haar hare 'n hare trek gegee. Hy sê, pa, ons het ons eerste, mag ek maar sê, verskilletjie gehad. So julle het baklei, besluit sy pa. Nooit, ons het nie. Ek was net lelik met Sergio, en nou voel ek verskriklik sleg daaroor. Ek het nie besef dat dit hom so erg sou affekteer nie. Lia kyk deur skreefies oë na hom. Dit is nie dit wat my so erg geaffekteer het nie, Lia, keer Sergio. Wag totdat jy die hele storie gehoor het. Dan het julle gestry, hou sy pa vol. Nie regtig gestry nie, daar was 'n misverstand, verduidelik Lia. 'n gebrek aan kommunikasie tussen ons. Hemel, as dit elke keer op so iets gaan uitloop, wanneer julle mekaar nie reg verstaan nie, wil ek nie volgende keer by wees as julle regtig beklei nie. Pa Martinez stap na Sergio se yskas toe. Hy soek koeldrank daar binne, en hy kry een. Hy haal 3 glase uit, en hy skink vir hulle elkeen 'n bietjie daarvan in 'n glas. Hy drink van syne, en toe vra hy, nou hoe kom die buggy toe daar bo by die kaai? Ek het met hom gery. Ek het hom eers daar gaan parkeer, want ek was te skaam, omdat dit alles my skuld was, en ek het nie geweet hoe om vir julle te kom sê, dat Sergio nou huis te stap nie. Toe het ek net huis toe gekom, en in die woonstel ingestap, en 'n hoofpynpil gedrink, en kom lê, want my kop wou bars van ontsteltenis.
Nou, hoekom was jy ontsteld? Is dit iets wat hy gedoen of gesê het? Typies van pa Martinez, dink Sergio, neem altyd die vroumense se kant teen die manne, sy seun inkluis. Lea is self in 'n hoek gedryf. Sy stotter effens toe sy antwoord, nee oom, Sergio het my met die kar weggestuur, want hy het gesê, hy moet alleen wees, terugstap huis toe, sodat hy net kan kop skoon maak, waarna ek my kop toe maar met 'n pilletjie kom dokter het, en toe aan die slaap geraak het. Ek dink die pilletjie was 'n bietjie sterk, dit was een van daai wat dokter Klets nog voorgeskryf het. Het julle twee iewers gesit en suip of boomrook? Vra pa Martinez. Nee pa, geleidelik begin Sergio daarin beter voel, al is hy jou waaragtig lus om weer te huil. Hy voel soos 'n baba. Verflaks, en daar val het my nou net by, dat iemand nog steeds dood is, en die spul daarbo sit seker nog en huil. Gelukkig hoef dit nie meer oor Lea te wees nie, laat ek tog net gou vir die ander gaan inlig dat sy toe ongedeerd is. Hopelik het niemand nog vir John Hurter gebel en vir hom vertel nie. Verskoon my. Pa sit die glas neer en stap by die deur uit. Lea se oë is nou wyd, terwyl sy na Sergio kyk. Sergio, wat praat jou pa van iemand wat dood is? 'n jong vrou wat blykbaar by die see ingestap en verdrink het. Tragies, en ons het gedink dit is jy. Ek sal nooit so iets aan myself doen nie, Sergio, sê sy. Moet dit nooit sê nie, erken Sergio en neem maar weer in sy arms. In die stadium toe ek geglo het dat iets met jou gebeur het, wou ek nie meer leef nie. Ek kon maklik by die water instap en myself onderdompel, want ek kan my nie die toekoms sonder jou indink nie. Wel, ek wil ook nooit ooit sonder jou wees nie, Sergio. Sergio stap met haar in sy arms na die deur. Hy draai die sleutel en sluit dit van binne. Daarna stap hy met haar in sy arms na sy bed en lê haar daar neer. Hy soen haar in haar nek, volg die kontoure van haar lyf met sy lippe, hy liefkoos elke deel van haar liggaam, en eers wanneer sy hom met die dood dreig, as hy nie nou die volgende stap neem nie, maak hy haar stadig syne. Hy raak so half bo oor haar aan die slaap, en wanneer hulle later weer wakker word, is die son reeds besig om onder te gaan. Hulle staan op en maak regtrek aan en toe stap hulle om die beach buggy by die kaai te gaan haal. En terwyl hulle oor die strand loop, sien Sergio die man van die rubberdak. Hy sit daar onder op die strand. Sergio wonder nog of hy met hom moet gaan praat, weer vir hom moet gaan sê hoe jammer hy is, omdat hy amper in sy boot gemors het. Dalk moet hy die omstandighede aan die man gaan verduidelik. Maar die man sien hom eerste. Hy staan op, en toe hy naby aan hulle is, sien Sergio dat daar die man flenterschuil is. Hy deins effens terug. Maar die man het duidelik iets op die hart. Hy kyk eers deur oor die water, sluk aan 'n knop in sy keel, en toe praat hy. Dankie dat jy saam met my op die dak geklim het vandag. Ek sou die situasie nie alleen kon hanteer nie. Jou teenwoordigheid daar by my op die oop see was so vreemd geruststellend. Dit is nooit goed om alleen te wees as jy hierdie soort nuus ontvang nie. As jy hoor dat jou dogter gekies het om nie meer met ons te wees nie. Jou dogter? Was dit sy? Sergio stap nader en toe sit hy sy arms om die man se skouers. Ek is jammer meneer, dit is verskriklik sleg. Ek is so jammer om dit te hoor. Later, terug by Paradys, vertel Sergio vir hulle van hierdie vreemde nadraai wat hierdie tragedie geneem het. Dit is verskriklik.
Sergio kruip teen Haya vas. Mens kan net bid en hoop dat so iets nooit met een van jou kinders sal gebeur nie. Of met jou ouers, mymer Diego. Dit is in elk geval sleg om naasbestaandes te verloor. Diego sal weet, hy's 'n weeskind. Hy en Arend en Sylvie en miskien ken Mika ook daardie pyn, dink Sergio toe hy sien hoe sy opstaan en deur oor die see gaan uitkyk. Wanneer so iets gebeur, vra mens net vir genade om weer die lig aan die ander kant van die donker tonnel te sien, sê Arend en staan uit sy stoel op. En toe gaan staan hy daar by Mika. Hy maak sy arm oop en sy stap in. Hy vou haar teen hom vas. Niks opdringerig nie. Niks woorde wat gepraat word nie. Net 'n amper heilige oomblik tussen twee mense. Op een of ander manier het Arend agtergekom dat iemand hom nodig het. Iemand so min en onbenullig vir ander mense soos Mika. Iemand op wie hy maklik kan neersien as hy met haar vuil visklere 'n broodjie by die Spaza winkel op die hoek gaan koop, maar iemand wat intussen 'n taamlike belangrike bestanddeel geword het in die Martinez geskiedenis, en vir Lea en vir hom wat Sergio is ook. Niks gebeur toevallig nie, en niemand is niks nie. Elke mens is waardevol, al is jou kring nie altyd groot en wyd nie. Wat 'n dag, Sergio wil dit nooit weer oor hê nie. Hy is beproef tot die bitterste einde. Hy is seker dat sy sonblyk donker hare môre 'n paar gryses tussen hulle gaan hê. Doch is dit 'n dag vol lesse geleer. 'n Dag wat nie een van hulle ooit sal vergeet nie. Word vervolg.